Hallo daar, vir elkeen van julle 'n baie hartlike welkom. Ons het by die heel laaste studiestuk van die Evangelie van Johannes mee uitgekom. So vir elke selgroep, vir elke gesin, vir elke individu, vir elke man en vrou wat hierdie saam doen, of jy dalk sit in Australië en of jy dalk sit in Dubai, of jy sit daar in Amerika of in Ierland, Europa, die noordooste van hierdie wêreld, of jy dalk sit in Namibië en of jy dalk sit daar in die Kaap, of dalk ergens net op in die pad, op die verkeer, in die verkeer, sit en luister hierna. Ek bid so dat wat in jou hart nou sal gebeur, ook sal 'n bevestiging wees van alles tot op Here. Baie dankie vir elkeen wat saam gereis het. Dis 'n groot voorreg om hierdie te doen. En onthou, oudergewoonte, hierdie notas voor my is tot jou beskikking. Ek stuur dit graag vir jou en ek moedig jou graag aan as dit vir jou van betekenis is om dit te deel. Dit is so lekker om teologiestudente ook op hierdie platform te ontmoet. En vandag op hierdie roepingsteks as dit ware, waar ons 'n kans kry om so reg aan die einde van Johannes net opnuut weer die Here se hart en die evangelieskrywer Johannes, die lieveling disipels se hart net weer te hoor. Ek bid so dat dit weer eens 'n twee gesprek sal wees tussen my en jou en die woord, en dat die Here deur die woord met ons sal praat, so in wese 'n kontak oomblik tussen my en die Here. Daar waar jy is nou, bid ek dit ook so. So kom ons vra hom ook om ons te kom ontmoet deur sy woord vandag. Vader, daar is so baie dinge wat ons as geskenke in hierdie lewe kry en vanselfsprekend neem. Hierdie is een van hulle. Ons raak so gewoond om elke week te kan inskakel, of elke week te kan aflaai en luister, of dalk later deel geword het van hierdie reis, en dit sommer so op een slag, die een na die ander te kan luister en te kan hoor en beleef, en ons aanvaar dat dit maar so moet wees. Maar dis alles geskenke. Geskenke uit U hand, genadige oomblikke van ontmoeting met U. Daarom bid ek so dat ons, soos Kolossense 4 sê, die tyd sal uitkoop vandag. Hierdie oomblik sal uitkoop, want ons het net hierdie oomblik. So help ons om die beste gebruik te maak van hierdie geleentheid, die meeste daarvan te maak, deur met ons aandag te fokus, en deur vir onsself ook te vra, maar wat sê hierdie van my en my wandel met die Here? Want as hy met hierdie twee kerkleiers praat, dan praat hy ook met ons. So help ons om te luister. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Verlede keer het ons stil gestaan by daai groot visbraai. Jesus wat die vis vermeerder. Hoeveel visse was daar wat gevang is? Jy's reg, 153. En onthou jy, hulle het saam met mekaar gesit. Daar was nie een wat getwyfel het oor wie die een is wat die vermeerdering, wat die wonder gedoen het, wat die vermeerdering teweeggebring het nie. Dit was Jesus die Here. En in daai groepie was daar die Boanerges, nê? Die twee seuns van Zebedeus, Johannes en Jakobus. Ons het vir Petrus daar gehad. Ons het van Nathanael daar gehad. Ja, en so die ander ook. Daarom 7 van hulle wat daai oggend gaan visvang het in die nag en daai oggend die visbraai wonder beleef het. So ons sluit nou aan. Dis vroegoggend. Die manne het lekker geëet en Jesus saam met hulle. Dit verlede keer vir mekaar gesê, onthou, Jesus het nie simbolies opgestaan nie. Hy het nie metafories opgestaan nie. Hy het fisies opgestaan. Hy het fisies brood uitgedeel. Hy het fisies vis uitgedeel en hy het fisies saam met hulle geëet. En so gaan ons verder. En hoe weet ons dit? Want die getuies was daar. Die getuies wat hulle lewe sou gee, was daar. Vers 15. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus. Nou Simon Petrus natuurlik die beskrywing van een van die leiers van die antieke kerk, die eerste kerk, né? Simon Petrus, Johannes, Jakobus en Paulus was die leiers van die eerste beweging van die Jesus gemeenskap in die wêreld in, né? Nou vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief meer as hulle hier? Ek en jy sal hierdie vinnig lees en ons sal wonder oor waarom sê Jesus meer as hulle hier. Maar onthou mooi, hulle het nou geëet en dis waarskynlik dat hulle nou begin loop. En so in die gesprek vra Jesus vir Petrus, verander hierdie woorde, Simon Bar-Jona. Hoekom Simon Bar-Jona? Want weet jy dat dit presies die woorde is wat Jesus gebruik het in Johannes 1:42, toe Simon geroep is, toe Petrus geroep is? Simon Bar-Jona, volg my.
Simon Bar-Jona, dis wie jy was toe jy jou roeping gekry het, toe jy gekies het om 'n disipel van Jesus te wees, toe jy gehoorsaam was. So Jesus bring hom terug na die plek toe voor die ontkenning, voor die verloning. Sien, Petrus is op die punt om sy roeping as dit ware weer te ontvang, om soos Jona van ouds 'n tweede kans te kry, 'n nuwe geleentheid te kry. Petrus wat 3 keer nee gesê het. Hoor nou, Simon Petrus, hier voor almal, het jy my baie lief, en Jesus gebruik die woord agape. En meer as ander hier, is Jesus besig om vergelykings te tref? Nee. Hy's besig om Petrus sy posisie te herstel, want dis wat vergifnis doen. Dit herstel jou en my na die plek toe waar ons was, voor die misdryf gepleeg is. Dit herstel ons volledig, net soos daai vroukie in Johannes 8, daai vroukie in Johannes 4. So nou hier in Johannes 21 vir Petrus. Het jy my baie lief? En hierdie woord baie lief, my sou vra, maar wat nou van die liefling disipel? Johannes is getrou aan wat daar gebeur het, daarom skryf hy dit ook hier. Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Nou die woord baie lief, die Griekse woord agape, word deur Petrus geantwoord met die woord phileo. Phileo is broederlike liefde. Philadelphias is die 2 Griekse woorde phileo adelphos, liefde van die broer, né? So Petrus antwoord phileo. En sommige sou sê, is daar hier 'n dieper betekenis? Jy moet maar self so reken, of so besluit, want van die akademici sou sê daar is nie. Dis net 2 beskrywings van die woord liefde, en Johannes gebruik dit op verskillende forme, op verskillende plekke in die evangelie. Maar nou wonder ek, as Jesus sê agape, dan praat hy van 'n selflose liefde. As Petrus sê phileo, dan praat hy van 'n verbintenis, 'n vriendskapsliefde. Is daar dalk iets hierin? Jy moet maar self besluit. Ja, Here, antwoord hy, u weet dat ek u liefhet. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Let wel dat Jesus nie hier vir hom vra, Petrus, het jy my lammers lief nie. En dis belangrik. Hy vra, het jy my lief, en vanuit jou liefde vir my, hier is jou opdrag. En die eerste opdrag, om die klein lammertjies te versorg. Laat hulle wei. Om weiding te gee vir lammers beteken voed hulle. Nee. En ek en jy weet, hierdie beteken nie dat Petrus die visvanger, Petrus die visser, nou Petrus die skaapboer gaan word nie. Hier is 'n beskrywing, 'n metafoor van die kerk en die leierskap wat Petrus daar binne sou moes weet die rol wat hy moes vervul. Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? En in die Grieks daar is die woord Simon, seun van Johannes, het jy my agape? Ja, Here, antwoord hy, u weet dat ek u phileo, lief het. Hy sê toe vir Petrus, pas my skape op. Weer eens, nie Petrus, het jy my skape lief nie, het jy my lief. En vanuit jou liefde vir my, gaan versorg my skape. Want lammertjies word skape, en om hulle op te pas, gaan jou lewe vra. Onthou jy wat Jesus vertel, oor hoe hy sy skape versorg, daar in Johannes 10, dat hy sy lewe aflê vir sy skape. Nee? Vers 17, Jesus vra hom toe 'n derde keer. Petrus wat 3 keer gesê het nee, kry nou die kans om 3 keer te sê ja. En dit lyk of die vraag van Jesus vir Petrus nie is omdat Jesus onseker is nie. Nee, Jesus vra hierdie vraag vir Petrus se onthalwe. Dat Petrus moet hoor wat hy antwoord. Dat Petrus moet hoor, ek het 3 keer gesê nee, nou sê ek 3 keer voor almal hier. Ja. En hoekom was dit belangrik? Want Petrus se rol in hierdie groep was belangrik. Tot op hede kon dit so wees dat die ander tog sou gedink het, ja, maar onthou jy het nee gesê, onthou jy het nee gesê, onthou jy het nee gesê. Maar nou kry hy die kans om 3 keer voor hulle weer sy hand op te steek, sy roeping te aanvaar en sy liefde vir Jesus te bely. 'n derde keer sê Jesus, Simon, seun van Johannes, Simon Bar-Jona, het jy my lief? En nou gebruik Jesus die woord phileo. En dis hier waar sommige sou reken. Jesus sê agape, Petrus sê phileo. Jesus sê agape, Petrus sê phileo. En dan kom Jesus as dit ware af op sy vlak. En hy sê Petrus phileo. En dat dit Petrus se hart oopbreek. Want ja, vir die 3de keer kan hy nou antwoord. Dit moes daai haankraai oomblik vir hom oopbreek. Maar dit moes ook sy hart oopbreek. Want sien, wanneer hy nou vir 'n 3de keer kan sê ja, dan word Petrus vry van sy verlede. Dan word hy in die oomblik herstel. Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom 'n 3de keer gevra het, het jy my lief?
So vroeg hierdie oggend, toe Petrus die visbraai beleef het, sou hy nie weet dat dit sy oomblik van herstel, sy oomblik van bevestiging van sy roeping sou wees nie. Maar hier word dit presies dit. En hy antwoord hom, Here, weer eens Here, Kyrie, nee, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. Simon breek. Sy skaamte is weg en sy herstel is hier. U weet alles en U weet dat U binne in my, ek het U lief. En weer eens sê Jesus vir hom, nie het jy my skape of my lammers lief nie, maar het jy my lief, en daaruit kom die opdrag, laat my skape wei. So my lammers moet wei, jy moet hulle voed, my skape moet jy oppas, 'n versorgingselement, maar my skape moet ook gevoed word. Dis die beskrywing van die kerk se werk. Kyk na die kinders, kyk na die volwassenes, versorg hulle. En hoe het Jesus dit gedoen? Hy het vir hulle versorg deur woord, maar hy het ook fisies hier versorg, né? Deur die spasie te skep vir gemeenskap. Die kerk sou juist bekend gewees het vir hulle lering en vir hulle gasvryheid. Vers 18, dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Petrus, ek wil jou nou vertel van jou toekoms. Petrus, nou nadat jy jou roeping gehoor het en gehoor het dat jy gaan werk, jy gaan hard werk, want jy wil lammers op te pas en te laat wei en skape op te pas en skape te laat wei, al daai versorging, al daai lering, alles wat voor lê. Petrus, jy gaan jou lewe gee hiervoor. Maar Petrus, daar lê vir jou iets anders voor. Weet jy dat so 35 jaar van nou af, gaan daar 'n oomblik wees wanneer jy in Rome jou hande gaan uitsteek. En so volgens oorlewering, volgens opskrywing in die geskiedenis, word Petrus onderste bo gekruisig. Petrus wat sal sê, ek is nie werd om soos my Here te sterf nie. Daarom het hulle hom onderste bo gekruisig. Petrus wat vir sy vrou gesê het, maar hou jy vas. Want volgens oorlewering word daar vertel, soos wat hy gaan om te sterf, sê hy vir haar, hou jy vas, ek sien vir jou binnekort. Bely steeds dat Jesus die Here is. Sien jy dat hierdie oomblik van Petrus se erkenning van sy liefde vir die Here, het sy lewe onherroepelik verander. Dis asof hy as dit ware hier tot die diep besef kom van wie Jesus is, en van hier af vorentoe sou hy elke dag vir die res van sy lewe daarvoor gee. Hy sou gee dat die evangelie na die heidene toe moes gaan. Hy sou gee daar in Handelinge 15, dat tot in so 'n mate dat hy sê, maar al hierdie wette wat ons as Jode mee groot geword het, moet ons laat gaan, ons kan dit nie van die heidene verwag nie. Nee, die evangelie moet hulle tref, hulle moet hoor van Jesus die Here. Hy sou gee toe hy by Cornelius, die Romein gaan kuier, die Italiaanse hoof van hulle reglement, toe hy by sy mense gaan eet en gaan kuier, wat 'n Jood nooit sou doen nie. Hy sou gee en sou gee en sou gee, totdat hy sy lewe sou gee. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui, deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Jesus het God verheerlik deur sy gehoorsaamheid tot aan die kruis. Petrus sou God verheerlik deur sy gehoorsaamheid tot aan die einde waar hy sou sterf. Daarna sê hy vir hom, volg my. Dis die herstel, die volledige herstel van die roeping van Johannes 1:42. 2 Petrus 3 sou Petrus self sê, God stel nie die vervulling van sy roeping uit nie, maar hy wil nie dat enige iemand verlore gaan nie. So die laaste hoofstuk uit Petrus se eie pen was om te sê, God wil nie dat iemand verlore gaan nie. Sien jy hoe dringend is Petrus se hart gewees vir die verlorenes? Tot aan die einde van sy lewe het hy dit warm geklop vir mense wat Jesus nie ken en nie bely dat hy die Here is nie. En so het Petrus God verheerlik tot aan die einde. Toe Petrus omdraai, nou is hulle waarskynlik besig om weg te stap vanaf die visbraai terug Galilea se rigting, né? Toe Petrus omdraai, sien hy die disipel volg vir wie Jesus baie lief was. So hulle stap so saam weg van die see af. En Johannes is daar naby. Hy wat ook by die maaltyd van Jesus na Jesus se kant toe gedraai en gevra het, Here, wie is u verraaier?
Dat is waarskynlik dan Johannes 13, dat Petrus presies oorkant Johannes gesit het, en toe vir hom gevra het, vra hom, so hierdie twee, wat ook die leiers van die eerste kerk sou wees, daar in Jerusalem, saam met Jakobus, Jesus se boetie, natuurlik later Paulus, wat toe na sy bekering, sou deel word van die leiers van die antieke kerk, maar veral hierdie twee manne wat so vertel het, hoe Petrus 'n groot preek op Pinksterdag en net daarna, hulle wat saam voor Kajafas sou verskyn het. Hierdie twee manne is weer hier in die beskrywing en die fokuspunt. En Petrus draai toe en wys toe na hom en toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, wat van hom? Petrus het nou sy boodskap gekry. Ek kan gevat word na 'n wand toe ek nie wil wees nie, né? En Jesus sê, volg jy my? Nou maar wat van hom? Gaan hy nie ook iets kry nie? Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy my? Baie moeilike woord vir Petrus om te hoor. Maar wat Petrus moet hoor is, Petrus, jou lewe is nie 'n lewe van vergelyking nie. Jou lewe is nie 'n lewe van, maar wat van sy pad nie. Nee, Petrus, stap jy agter my aan. Die skrywer van Hebreërs sou dit so mooi saamvat in hoofstuk 12 vers 1 tot 3, wanneer hy sê, hou die oog op Jesus. Daar's 'n skare geloofgetuies hier om jou, 'n wolk van hulle hier om jou. En hulle is daar om jou hand te moedig, maar hou jy jou oog op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Wat terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die skande van die kruis verduur, en hy het nie daarvoor teruggedeins nie. Hou hom voor oë, sodat jy nie moeg sal word en uitsak nie. Sien, die fokus op Jesus, die oog op Jesus, is wat Petrus sou help om ook sy geloofsresies, nes Paulus, hande in die lig te kon klaarmaak, hande uitgestrek, terwyl hy sy lewe gee. Jesus sê, moenie fokus op Johannes nie, fokus jy op my. Maar hierdie woorde, as ek wil dat hy in die lewe sou bly, dan sal dit so wees, het toe nou natuurlik verwarring by die ander disippels veroorsaak. Vers 23 sê, die gerug het onder die broers versprei, dat daardie disipel nie sal sterwe nie. Jesus het egter nie vir Petrus gesê, dat daardie disipel nie sal sterwe nie, maar, as ek wil hê dat hy in die lewe moet bly, totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. So moet jy nie fokus op ander nie. Dit is die disipel wat oor al hierdie dinge getuienis aflê, en dit beskrywe het, en ons weet dat sy getuienis waar is. Nou praat Johannes van homself in die derde persoon. Hoe weet ons sy getuienis is waar? Want al hierdie ander getuies bevestig dit. Ons het reg deur Johannes Evangelie hierdie beeld van die getuies, van die getuienis, van Jesus se werk wat getuienis aflê, van die Vader wat getuig, en dies meer, het ons gehoor, en nou weer kom lê Johannes self getuienis af, en hy sê, en dis waar. En dan die opsomming van hierdie evangelie, die laaste vers wat 'n echo is van hoofstuk 20 vers 30 klink so. Daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het, maar as dit een vir een beskrywe moet word, dink ek, sou die hele wêreld nie genoeg plek vir die boeke hê nie. Daar's so baie wat ek nog sou kon sê. Maar wat beskrywe is sodat, wat sê hoofstuk 20:30, dat julle kan weet dat Jesus die Christus is, en dat hy die Seun van God is, en deurdat julle wat sy naam bely, sal weet dat jy die ewige lewe het. Daar's so baie wat Jesus gedoen het, maar hierdie het ek neergepen, sodat jy kan weet, dat jy weet, daar's niemand soos hy nie. Jesus is die Here wat herstel. Hy bring volledige herstel vir Petrus, daar voor almal. Hy kom bevestig sy roeping, hy kom bevestig sy naam, hy kom bevestig dat hy saam met hom is. En hy sê vir hom, moenie kommer oor die res nie. Moenie fokus op die ander nie. Ek hoop so dat jy na hierdie reis met Johannes Evangelie ook sal kan sê, Jesus is die Here. Dat jy op daai plek sal kom waar jy sê, maar hierdie boodskap van Jesus wat die Here is, moet steeds die wêreld tref. Want is so goed en so mooi vir jou en vir my. Amen. Kom ons bid. Vader, so aan die einde van hierdie verskriklike mooi reis, dank ons U dat ons getuies kon wees van die stem van Johannes ook, wat hy ook genoem het en neergepen het, wanneer ons daarna geluister het. Ons kon dit hoor, en in die hoor, kon ons met ons lewe daarop reageer. So baie dankie, Here, dat dit wat U gedoen het, soveel diepte en soveel
soveel intensiteit het, dat dit mense se lewens onherroepelik verander het, maar dat dit gelei het tot 'n wêreld wat anders is, tot 'n kerk wat anders optree, tot 'n geloofsgemeenskap wat so ontplof het dat dit die antieke wêreld fisies verander het, dat dit die manier hoe daar geregeer word vir altyd verander het, dat dit rolle vir altyd verander het, hoe mense na mekaar kyk verander het, want alles gaan oor U. En Jesus, dis wat ons vandag wil kom sê. Die hoofsaak is dit, dat U die Here is. En ek bid dat ons soos Petrus in sy eerste brief vir ons herinner, dat ons altyd gereed moet wees om 'n antwoord te gee oor die hoop wat in ons leef as iemand 'n verduideliking eis, dat ons die antwoord ook soos wat die Johannes Evangelie dit vir ons oopgebreek het in hierdie meer as 'n jaar se reis, dat ons dit sal vat, dat ons die ek is uitsprake sal onthou, dat ons die naam bo alle name wat aan die kruis vasgepen was sal onthou, dat ons elke wonder sal onthou en die dieper betekenis van elkeen daarvan sal neem, dat ons sal luister na die stemme van die blinde man en van die man by Bethesda, die getuienisse van die Samaritaanse vrou en die vrou wat met oorspel betrap is, die getuienis van Lazarus en sy sissies Martha en Maria, die getuienisse van Nikodemus en Josef van Arimatea, die getuienisse van Nathanael en van Thomas, wat Didymus genoem is, die getuienis van Filippus, wat gesê het, maar waar is die Vader? Wys dit vir ons en dan hoor, maar as jy my sien, dan sien jy die Vader. Die getuienisse daar in Getsemane, van almal wat betrokke was, getuienisse van die woorde van Caiaphas en Annas en Pilatus en hoe dit alles net weer eens vir ons kom wys, Jesus, daar is niemand soos U nie. Dankie vir die wonder ook van vandag. Mag ons die geskenk daarvan ook oopmaak en benut tot U eer. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. En vir oulaas, amen. Ek hoop jy het 'n baie mooi dag.